Goeienaand Suid-Afrika, dis nog 10 Junie en is nou omtrent so 11 uur die aand Suid-Afrika tyd. In die tyd van die berig. En op die oomblik is daar weer strikes in Iran. 'n tweede aand van strikes in Iran. President Trump het hulle vandag hierdie dag gewaarsku. Hy sê ons gaan julle weer stryk. As julle nie wil na die tafel toe kom nie en hulle wil nie so uit weer begin. Op die oomblik is daar strikes op Kashim Island. Daar's ook strikes op die kusdorpe van Sirik en Jask. En dan ook daar by Bandar Abbas is daar 'n kusdorp waar die en al hierdie is al rondom Hormuz-stryd. En dis waar die strikes op die oomblik aangaan. Party strikes gaan dieper in Iran ingaan. Nou hierdie is die begin van dit vir vanaand. So ek kan obviously nog nie vir jou sê wat se tekens getref is en waar agter hulle gaan nie. Die Kashim Island en die ander op die kus, Sirik en Jask, dorpe is definitief word daar gestryk op enige potensiële lugafweerstelsels, plekke van waar af drones gelanseer kan word en plekke van waar af ballistic missiles gelanseer kan word. So dis 'n feit dat Iran nog steeds van hierdie hele party drones en missiele onder hulle grotte weggesteek het tot nou toe, wat nog nie kon bygekom het met daai eerste 6 weke strikes nie, met 'n paar launchers om die goed te lanseer en dan skiet hulle en dan trek hulle weer terug in die grot in. Daai 6 weke was net nie genoeg om by elkeen van daai stellings uit te kom en elkeen van daai grotte uit te kom waar die goed weggesteek is nie. Maar soos nou vanaand daar is satelliet footage van al die plekke van waar hulle lanseer. So kan jy waarborg daar gaan strikes in daai plekke wees om daai grotte se ingange toe te kry. Ten minste sluit jy die bom die entrance en kan goed uitkom nie. Dit wat nog binne is. Sal nie verbaas wees later as hulle weer ingaan met bunkerbusters op seker van daai grotte, want dit is redelike diep plekke onder die berge. Iets wat interessant is, wat baie min mense van weet, dit was nogal 'n secret gehou die laaste paar weke, daar's nou al meer as 100 miljoen barrels olie is deur Amerika geëskort deur die Hormuz-stryd om uit te kom om deel te wees van die wêreld se olie supply. En dit was gedoen in die nag met beskerming van die Amerikaanse vloot. En vir my maak dit baie sin, want ek het gewonder hoekom het die olieprys so begin afkom en hoekom is ons petrolprys so af. Al hoe dit kan gebeur is daar skielik 'n ekstra supply van olie in die mark is. En ek weet by ons pomp hulle olie, maar dit kan nie noodwendig so vinnig bykom nie. So dit is dan weer, dan daar vandag weer 'n skip gesink nie, aangeval met F-18 met precision wapens. Nog 'n skip wat probeer het deur die blokkade gaan om olie te gaan kry by Iran. Daai skip is getref met precision wapens in hulle engine kamer en die engineering plekke. So hy is ook nou besig om hy is net geanker nou, kan nie verder ry nie. So daar was gister een van hulle uitgehaal en vandag nog een. Dis behalwe die 100 miljoen barrels olie wat nou tussen die laaste paar dae deurgekom het deur die Strait of Hormuz onder die beskerming van die Amerikaanse vloot. Dis nou, sodra ek weer meer inligting kry oor die tipe strikes wat vanaand gedoen word en die plekke wat gestryk is, en dit sal seker môreoggend my tyd wees, hierso teen môre middag 1:00-2:00 weer soos vir my gewoonlik berig, dan sal ek 'n bietjie meer uitbrei oor die strikes van vanaand. Maar dis nou vir dit, Money Botha vir Koepel TV, geniet die aand.